Goeiedag en baie welkom hier. Ons is in die Pinksterreeks en ons dink aan hoe Jesus ons bewus maak en voorstel aan die Heilige Gees, God se persoonlike teenwoordigheid as ons metgesel. Vandag erken ons hom as die een wat waarheid is. Nou, waarheid word deesdae gedebatteer en die vraag word gereeld gevra, is daar so iets as absolute waarheid? Die probleem is dat soos Augustinus sê, when regard for truth has been broken down or even slightly weakened, all things will remain doubtful. Dalk is dit beskrywend van ons tyd, 'n twyfelagtige tyd. 'n Tyd waar sekuriteit en vastigheid nie gegeewe is nie, maar waar ons juis moet staat maak daarop dat ons reis saam met Jesus vir ons 'n diep deurleefde geloof vorm, wat nie 'n eksterne swart en wit wêreldfondasie vind nie, maar eerder in verhouding met die een, God se Gees, wat waarheid is. Lees saam met my uit Johannes 15 vers 26. Wanneer die voorspraak kom wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Die drie-eenheid stuur vir ons homself as die Gees van die waarheid. En hy kom getuig oor wie God as Vader, as Jesus en as Gees is. Wanneer ons die waarheid in die persoon van God leer ken, dan is dit dus nie bloot 'n kopkennis wat ons verbreed met 'n versameling van feite nie, maar daardie deurleefde verhoudingskennis, soos wat ons luister en kyk na hoe die Heilige Gees vertel van wie hy is. Ons beleef dan dat waarheid nie net vastigheid gee nie, maar ons ook lei na groter vryheid. Dalk is dit soos 'n boom met diep stewige wortels wat vrylik kan beweeg en dans in die wind en in die weer, maar diep gewortel bly. Daar is 'n sin van sekerheid en veiligheid, maar daar is ook vryheid. God se waarhede lei nie na verstrengelende, afbreekende oordeel nie, maar na 'n lewe van lig. En daarmee sê ek nie dat hy wat waarheid is, nie dikwels moeilike waarhede onder ons aandag bring nie. Inteendeel. As ons kyk na hoe Jesus op aarde gewerk het, dan sien ons dat hy nooit, omdat dit moeilik of ongemaklik is, weggeskroom het van die waarheid nie. Maar ons sien dat hy waarheid in liefde gedeel het. En dat dit mense na die realiteit van hulle lewe en dan ook vryheid in hoe hulle kan lewe, gelei het. Denk maar aan die vrou by die put, of Saggeus in die boom. Denk aan Petrus, vir wie Jesus vooraf gesê het dat hy hom gaan verloon en dan later geleentheid gee om hom te kies. Dit is alles moeilike waarhede, maar dit word in liefde gedeel. Dikwels ook juis in verhouding. Dit gebeur in gesprek. Jesus ontmoet elke persoon waar hy of sy is en stap stadig en met deernis saam met hulle na die waarheid wat nou vir hulle lewe belangrik is. En nou het ons Jesus nie net by ons of langs ons nie, maar God se persoonlike teenwoordigheid in ons. Daardie waarheid is in ons. Dit beteken dat ons toegang tot God se insig en kennis en wysheid vir ons lewe het. Waarhede wat deurbrake en oorgawe en verandering in ons lewens kan bring, dit deurdat die Gees van die waarheid in ons is. Daardie waarheid wat die vrou by die put se lewe gered het. Die waarheid wat Saggeus se lewe onherroepelik verander het. Die waarhede wat die Fariseërs die geleentheid gegee het om te sien wat hulle miskyk. Daardie waarheid wat jy nou moet hoor, is te vind in jou verhouding met hom. 'n Persoonlike ontmoeting met hom wat weet, is nou moontlik. Dit wat jy nodig het om te hoor, om te draai en om te kies, om te kom, om oor te gee. Daardie gesprek wag vir jou in verhouding met hom wat in jou is. Wat 'n intieme uitnodiging. 'n God wat 'n saak het met jou siel. Wat omgee oor selfs daardie dele van jouself wat jy vir jouself probeer wegsteek. Hy gee genoeg om dit in die lig te bring. Nie om jou te oordeel of bloot te laat sleg voel nie, maar om jou vry te maak. Die Heilige Gees is gretig om die gesprek met jou te voer. Dikwels ook stadig,
en altyd met deernis, soos wat jy kan en soos wat jy gereed is. Hy is die trooster, die helper, die voorspraak. As jy wil, sal hy jou transformeer om meer en meer soos Jesus te word. Hy sal die verlange na lig in jou lewe kweek en groei, sodat jy nie net 'n tree in die lig van die waarheid gee nie, maar dat jy die behoefte sal hê dat jou hele lewe met lig oorspoel word. Soos wat ons beleef hoe die waarheid ons vrymaak, wil ons hier leef. Ons wil meer en meer aan hom vashou. Maar selfs dan weet ons, hy moet ons help. Veral in 'n wêreld vol ander narratiewe en valshede en halwe waarhede en onduidelikhede. Ek en jy kan ook draers van die waarheid, van die lig wees. Dieselfde Augustinus wat sy lewe toegewy het aan die waarheid vind en dit nêrens anders as in Jesus kon vind nie, sê: A Christian is a mind through which Christ thinks, a heart through which Christ loves, a voice through which Christ speaks, and a hand through which Christ helps. Ons kan die waarheid in liefde uitleef want die gees van die waarheid is in ons. Ons kan daardie stem wees, soos wat ons gedagtes en emosies gevorm word om soos Jesus sin te wees. Ons word ook geroep om te getuig. En sodoende kan ons die hand wees wat iemand nie verstoot deur te oordeel of roekeloos opinies uit te deel en kritiek te spreek nie, maar eerder te nooi na die waarheid wat vryheid bewerkstellig, wat ons self ook beleef in verhouding met hom. Dalk help dit iemand uit diep donker waters uit, soos wat die Heilige Gees hulle oortuig, dat geen donkerte, geen leuen, die lig, die waarheid kan oorweldig nie. Kom ons bid saam. Heilige Gees, ons bid vir die genade om bewus te raak van U in ons lewe en te luister na U stem van waarheid. Laat ons U stem onderskei en aandag skenk aan dit wat U nou vir ons sê. Amen.